die voorin opstaan. Liefde borrel op soos 'n fontein. Jy kan dit nie keer nie. En die leser weet reeds sommer op bladsy 2 van die liefde wat so opborrel soos 'n fontein. Suster Leonie en Vader Simon. Maar nou weet jy mos dat dit nie so kan werk nie. Nie in die katholieke kerk nie, verseker nie in die 1880se katholieke kerk nie. Want 'n non trou met Christus en die priester se bruid is die kerk. Maar Suster Leonie voel al meer aangetrokke tot Vader Simon en hy tot haar. Die leser moet egter tot feitelik op die laaste bladsy wag voor jy die hart van Vader Simon sien en hoe hy oor Leonie voel. Vir haar, ja, is dit so 'n bietjie van 'n ander saak. Hopeloos, maar die werklikheid. En waar het begin? Reg aan die begin, toe sy aangekom het uit Lyon en uiteindelik via die Kaap met die perdekar tot in Pella, waar sy afgeklim het en almal haar ingewag het. En Vader Simon haar tegemoet gestap het en haar welkom geheet het. Hulle eerste gesels het net daar in die stofpad begin. So of hulle mekaar nog altyd geken het. 'n vorige gesprek sommer net so hervat het. En dis hier waar een van die seerste vrae ontspring wat ek nog ooit in 'n liefdesverhaal gelees het. Of in 'n storieboek vir daai matter. Leonie vra vir haarself herhaaldelik. Sy vra vir God herhaaldelik. Sy vra vir ouma Pop herhaaldelik. Sy vra uiteindelik ook vir Vader Simon. Al is laasgenoemde dalk net so in haar gedagtes. Sy vra vir God. Ek het 'n gewone man lief gekry. Here, U kan sonde vergewe. Kan U ook liefde vergewe? As ek sonde moet bely, moet ek ook liefde bely? Sy vra vir Vader Simon uiteindelik, ken U 'n God wat pleks van sonde liefde kan vergewe? Ken U so 'n God?